Die groot dag. Daar's 'n sekere dag wat die Bybel noem die groot dag, en ek wil so 'n paar woorde met jou daaroor praat, die groot dag. As jy graag die notas oor die groot dag wil hê, wat die Bybel noem die groot dag, en wat dit beteken, dan stuur jy vir my 'n WhatsApp, en ek WhatsApp het vir jou gratis, jy sê net vir my die groot dag, en dan weet ek moet vir jou dit WhatsApp. Maar die Bybel praat van die groot dag, en dan wonder jy seker, wat is die groot dag? Die groot dag is die dag waarop Jesus Christus die wêreld gaan oordeel, en waar almal opgeroep gaan word om voor sy troon te verskyn. Al die sondaars van al die eeue gaan op daardie dag by mekaar gebring word. En die Bybel sê tot die engele wat oortree het, gaan daardie dag voor die troon van God staan. Judas beskryf dit in Judas 1 vers 6, en hy skryf so, hy sê die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar nie, met ander woorde nie by hulle was nie beginsel vas nie. Hulle het hulle woning verlaat. Jy sien, jy moenie jou geestelike woning, bedoelende die hemel, jou tuiste, jou hemelse tuiste, jou plek in die hemel verruil vir 'n aardse, verbyganklike genot nie. Die Bybel sê die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie en hulle woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag, en daar kom hy woord voor, die groot dag, die oordeel van die groot dag, met ewige boeye bewaar onder die duisternis. Soos daar sekere engele wat nie beginsel vas was nie, en hulle is vandag onder in die duisternis met kittings geboei, en hulle is in afwagting vir die groot dag. Dit staan in die Bybel in Judas 1 vers 6. Nou, wanneer is hierdie groot dag? Die Bybel gee vir ons redelike duidelikheid wanneer hierdie dag is. Die Bybel sê eers gaan daar 'n 1000-jarige vrederyk wees. Met ander woorde, hierdie is lank nadat ek en jy in die hemel is, gaan hierdie dag gebeur, na die 1000-jarige vrederyk. Dan kom Openbaring 20 vanaf vers 11 tot 15, en in die Bybel, in Openbaring 20 vers 11 tot 15, word die gebeure van die groot dag beskryf. Die groot dag kondig 'n nuwe era aan, na die gebeurtenisse van die groot dag, wat in Openbaring hoofstuk 20 vers 11 tot 15 staan. Na daardie dag, dan sê die Bybel, gaan daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees. Dit is 'n hele nuwe bestel, dit is 'n hele nuwe era, dit is 'n nuwe dispensasie, 'n nuwe bestaan, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En daarom gaan jou volgende hoofstuk in die Bybel, Openbaring 21 en 22, dan nou oor hoe lyk hierdie nuwe hemel. Jy sien, my liewe vriend, wanneer ons dan nou sterwe, hier op aarde, hierdie liggaam begrawe word, dan gaan ons as gelowiges mos hemel toe. Ja, dis mos hoe ons geleer word. Dis wat die Bybel sê, ons gaan hemel toe. Maar God sê, hy gaan weer 'n nuwe hemel maak, en dis waaroor jou Bybel gaan in Openbaring 21 en 22. Maar vandag praat ek met jou net oor die groot dag. Wie gaan almal hierdie geleentheid bywoon van die groot dag, waar God op 'n regterstoel gaan sit, op 'n troon? En wanneer hy op hierdie troon gaan sit, gaan daar mense wees en gevalle engele. Wie gaan daar wees? Eerstens gaan Jesus daar wees, want hy is die regter van hemel en aarde. Hy is die ewige, regverdige regter. Hy gaan verseker daar wees, want hy is die regter van lewende en dode. En hy het mos my en jou verlossing bewerk. En elkeen wat die bloed van Christus verwerp het, ja, elkeen wat gesê het, ek gaan nie sy bloed aanneem nie, sal hom in daardie dag ontmoet en hom in daardie dag in die oë kyk. Op die groot dag, op Handelinge 10 vertel ook van hierdie groot dag. Hy sê in Handelinge 10:42, en hy het dus bevel gegee om aan die volk te verkondig, skryf Lukas in die boek Handelinge. Hy sê, hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig, dat dit hy is, dis Jesus Christus wat die regter is. Wie gaan nog daar wees? Alle ongelowiges van al die eeue, wat deur al die eeue die bloed van Jesus verwerp het, gaan daar wees. En daar is geen kans vir 'n ongelowige om hierdie dag te vermy nie. Hulle gaan in die ewige poel van vuur gewerp word. Openbaring 20, in daardie gedeelte wat ek jou gesê het van vers 11 tot 15. In vers 15 sê hy, en as dit bevind is, as iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Dus daardie dag gaan daar boeke wees. Die boeke gaan by mekaar gesit word, en dis hoe jy geoordeel gaan word. Nou, hoe gaan die oordeel,
ons noem dit maar sommer die wit troonoordeel, want dis hoe dit in jou Bybel ook staan, die wit troonoordeel. Hoe is die basis van hierdie oordeel? Wat is op grond waarvan gaan mense geoordeel word? Die Bybel sê, die mense lewe is in boeke opgeskryf. Daar's boeke. Alles wat ek en jy dink of doen of sê, word in boeke opgeskryf. En alles gaan daardie dag oopgemaak word. Dis nie 'n boek wat soos 'n toeboek is nie, want in die hemel lewe alles, en in die ewigheid lewe alles. Lewe stop nie hier op aarde nie. Dit gaan in Ultra HD, uitkei miskien, duidelik sigbaar is. Almal gaan weet wie wat gedoen het, van al die sondaars. Die Bybel sê die boeke is geopen. Openbaring 20 vers 12, en daardie gedeelte van vers 11 tot 15, in Openbaring 20, in die 12de vers, ek het die dode klein en groot voor God gesien staan, en die boeke is geopen. 'n Ander boek, die boek van die lewe is geopen, en as die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Soos daar's verskillende vlakke van oordeel in die ewigheid. Alhoewel, almal wat nie gered is die hel toe gaan, is daar ook in die hel verskillende vlakke van straf. Die Ou Testament praat ook van hierdie boeke, dis nie net Openbaring wat daarvan praat nie. Die boek Daniël sê, in Daniël 7 vers 10, hy sê, 'n stroom van vuur het gevloei, 1000 maal 1000 het hom gedien, 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan, soos is 'n massiewe byeenkoms hierdie, 10.000 maal 10.000. Ek en jy gaan ook daar wees, maar ons gaan nie in die beskuldigingsbank wees nie. Ons gaan deel van die jury wees, want die Bybel sê, weet julle nie dat julle engele gaan oordeel nie? Nou sê die Bybel, die gereg het gaan sit en die boeke is geopen in die boek Daniël. Soos jou Ou Testament sê daarvan, en jou Nuwe Testament sê daarvan. Nou die boek van die lewe, dit is nou die een boek waarin elke mens sy naam wil hê. Die gevolge om jou naam nie in die boek van die lewe te hê nie, dis daar die boek wat as hy nie daarin is nie, dan gaan jy hel toe. Die gevolge is katastrofies. Die skade is ewig onberekenbaar afgryslik, as iemand sy naam nie in daai boek is nie. In daardie gedeelte in Openbaring 20, en al my notas is natuurlik vir jou beskikbaar oor hierdie onderwerp. Ek het vir jou 'n nota oor hierdie boodskap, oor hierdie gedagte, en jy kan hom verniet kry gratis, as jy vir my die boodskap stuur, die groot dag. Dan WhatsApp ek het eenvoudig vir jou terug, en jy kry dit op jou foon. Die Bybel sê, in Openbaring 20 vers 15, as dit bevind is dat iemand sy naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Maar daar is ook ander boeke. Die werke van elke mens word in ander boeke opgeteken. En niks kan daardie dag weggesteek word nie. Niks kan verbloem word nie. Niks kan uitgevee word nie. Niks kan bestry of betwis word nie. Wat geskrywe is geskrywe. Daar's geen redenasies om te gevoer te word nie, want die regter sit op die regterstoel op die groot dag. Kom ek lees weer vir jou Openbaring 20 vers 12. En die dode, klein en groot is, het ek voor God sien staan. En die boeke is geopen. En die ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode verwys na almal wat sonder Christus gesterwe het, is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Nou vriende, daar's ook verskillende strawwe in die ewigheid. Soos ek gesê het, daar's 'n ewige hel, en almal wat Christus verwerp het, word in die hel gewerp. Daar's geen meer gepaste straf nie, want hulle het gekies om nie die bloed aan te wend nie. They choose not to apply the blood of Jesus Christ. En God wil hê, almal moet hemel toe gaan, en hy het hierdie geskenk vir almal gegee, om die bloed aan te wend. Iemand het nou die ander dag in hierdie week, eintlik so vroeg soos gister, vir my 'n spesiale produk gegee, waarmee jy 'n vetkool op jou hemp uithaal. Maar daar is 'n ander spesiale produk, die bloed van Jesus, dit vat sondevlekke weg. En jy kan nie in die hemel gaan met 'n vetkool op jou hemp nie. En daarom het Jesus sy bloed beskikbaar gestel. En almal wat sy klere nie rein is, die gaan daardie dag hel toe.
Maar daar is verskillende strawwe. Die Bybel sê, en ek gaan nie veel daaroor uitwy nie, dis op my nota, die Bybel sê, ek sê vir julle dat in Tyrus en Sidon sal dit verdraagliker wees in die oordeelsdag. Met ander woorde, party mense gaan alhoewel hulle jal gaan hê, gaan hulle swaarder straf in die jal hê. So sê die Bybel in die boek van Lukas ook. Hy sê, party gaan baie slaag kry, en van die wat veel vertrou is, gaan veel gevorder word. Soos dit hang af, jou sla in die jal gaan verskil. Jou pak sla gaan verskillende vlakke hê. Die jal bly die jal, die vuur bly die vuur, die worm gaan vreet aan mense vir ewig en altyd. Maar die wittroon-oordeel gaan nie oor genade nie. Dit gaan oor hoe groot die straf is. Dit gaan oor wat se mate jy gestraf gaan word. Mense se liggaamsdele uitgehaal het om dit te verkoop, hulle liggaamsdele gaan glo ek heeltyd uitgehaal word in die jal, en dan gaan dit teruggroei, en dan word dit weer uitgehaal, en hulle gaan nie sterf nie, hulle gaan ewig sterf. Hulle gaan 'n liggaam hê, want dis deel van die groot wittroon-oordeel, of dan nou die groot dag, is dat elkeen op daardie dag weer hulle liggame terugkry wat hulle op aarde gehad het. Elkeen wat oor al die eeue sonder Christus gesterwe het, gaan weer 'n liggaam kry. 'n aardse liggaam. Jy kan dit nie noem 'n verheerlikte liggaam nie, want daardie liggaam gaan onderworpe wees aan siekte, maar hy sal nooit kan sterf nie, vir ewig en altyd gaan hulle brand in die hel. Ek glo dat mense wat ander mense seer gemaak het, gaan heel dag en nag in die hel seer gemaak word. Sonder ophou, sonder einde. Wat is dan nou die kriteria van die strawwe wat uitgedeel gaan word, omdat daar verskillende strawwe is? Wat gaan dan die faktore wees wat bepaal hoe groot die straf moet wees? Want ons weet in die hel is daar wurms in Jesaja 66 wat aan die mense vreet. En soos hulle vreet, so groei die vleis weer terug en die wurms vreet net weer. Praat met jou oor 'n onderwerp wat jou Bybel beskryf en die gedagte hiervan is, sodat ons goeie Bybeluitleggers kan wees, ten minste vir onsself. En dat daar genade is, en dat niemand by hierdie plek van ewige straf hoef te eindig nie. Wat gaan dan die kriteria wees? Waarvolgens gaan mense, hoe gaan dit bepaal word? Ek glo dat verspeelde geleenthede in die lewe van daardie veroordeeldes, mense wat hulp weggestoot het, mense wat baie kere geleenthede gehad het, mense wat baie keer die evangelie gehoor het, maar dit weggedruk het, gaan gewis 'n rol speel in hierdie dag. Wat gaan die kriteria wees? Hoe gaan die strawwe beïnvloed word, meer of minder? Alhoewel die al warm is. Ek glo kennis, mense wat kennis gehad het, maar wat dit nie gebruik het nie, dit gaan 'n invloed hê op die straf. Doelbewuste, aanhoudende verwerping van genade gaan 'n rol speel. Wat ons verseker weet, dat die regter regverdig is, sonde kan nie oorgesien word nie, en dat daardie dag nie meer genade is nie. Die genadedeur is dan vir ewig gesluit. Ons weet dat diegene wat die bloed van Jesus verwerp het, daardie dag gestraf gaan word. Hulle sal as ewige straf die ewige vuur moet trotseer en vir ewig moet deurgaan en dit vir ewig woorde ontbreek. En daardie dag sal geen persoon se belangrikheid of onbelangrikheid in ag geneem word nie. Sosiale status gaan nie saak maak nie. Daardie dag beteken dit niks meer nie. God trek niemand voor nie, want die boek Romeine 2 vers 11 sê, daar is geen aanneming van die persoon nie, niks. Almal is gelyk. Waar is sondaars dan wat gesterf het, of wat vandag sterwe? Hulle gaan na 'n plek wat ons noem die doderyk, waar daar 'n vlam is, noem dit dan 'n jalse vlam as jy wil. Dis 'n verhoor tronk, as jy het so wil noem. Dis 'n kamer waar mense hulle tronkstraf afwagtend is. Dis mense wat tronk toe is, maar hulle wag vir die vonnis. En dan kom die groot dag.
waarin mense vir ewig geoordeel gaan word. Ek dink die grootste deel van die ewige hel is, of 'n groter deel is nie die wurms wat vreet nie, dis nie die houe wat jy gaan kry nie, dis nie jou organe wat uitgeruk en weer uitgroei, dit gaan nie dit wees nie. Ek dink selfs die vlamme hel is nie die grootste deel van die straf van die ewigheid nie. Die grootste deel gaan wees dat jy kan onthou in die ewigheid. Jy gaan onthou van elke verspeelde geleentheid. Van elke prediker gaan jy duidelik onthou toe jy gesê het, ek gaan 'n bietjie uitstel. Elke keer wat jy gesê het, net nie nou nie. Elke keer wat jy gesê het, ek wil nog een keer sonde doen. Elke keer wat jy gesê het, ek is nog nie gereed om God te dien nie. Dit gaan voor mense in hulle gewete maal. Ek het 'n kans gehad, maar ek het dit verspeel. Ek het met sonde gespeel en ek moes dit verafskeid. Ten slotte wil ek sê, kom ons wees maar kwistig, vergewiglik met vergifnis. Kom ons vergewe mekaar. Kom ons wreek ons nie op ander mense nie, kom ons gee dit vir God. Kom ons speel nie met genade nie. Ek wil vir jou bid, en as jy nou op hierdie oomblik voel, ek wil gebid wees vir, dan net daar waar jy sê, Here, dis nou ek daai. En dan prewel of mompel of spreek hierdie gebed saam met my uit. Bid saam met my, sê Here, kom aan, sê dit, Here, ek neem genade aan, kom woon in my hart. I apply the blood. Ek neem die bloed van Jesus aan. Ek wend dit oor my liggaam aan, was my, reinig my, maak my volmaak. Kom woon in my hart. Ek glo in Jesus Christus, wat gesterf en opgestaan het en aan die regterhand van die troon van God sit. Kom woon in my hart, maak my u kind. Ek weet jy dit nou gebid. Ek kan hoor hoe mense dit bid. Bid verder saam met my, sê, o Heilige Gees, lei my van hierdie dag af en verder. Ek sal my laat lei. Amen. Baie geluk vir elkeen wat hierdie gebed saam met my gebid het. As jy vir my WhatsApp wil sê, stuur en net sê, ek het saam gebid, sal het vir my lekker wees om dit te ontvang. Mag die Here jou seën, en as dit in jou hart is wat ek hoop dit is, om hierdie bediening te ondersteun deur jou finansiële bydrae. My nommer is op die skerm. WhatsApp vir my, ondersteun, en ek stuur vir jou die besonderhede. En as jy hierdie notas wil hê, stuur vir my 'n boodskap met die woord, die groot dag, dan weet ek. As jy dit vir my ge-WhatsApp het, om hierdie net vir jou terug te WhatsApp, die Here seën jou. Dankie dat jy hierna geluister het, en ek wil hê jy moet jouself bedank, want dit kan, en ek weet, vir baie is dit, die beste dag van die ewigheid. Tot volgende keer, bye!